Ons lees Romeine 10, vers 11, ons is nog steeds besig, laat jou geloof werk, laat jou geloof werk, hier is 'n stelling wat want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie, yes, awesome, elkeen wat in hom glo, wie is hom? Jesus Christus, sal nie beskaamd staan, ek hou van die Engelse vertaling, hy sê, Elijah will not be disappointed in his expectations, sy verwagtinge, ons bid saam baie dankie Here vir genade, ons roep vanmôre, dat die genade van die Here hierdie gebou sal vul, dat ek myself sal inbring in die genade van die Here, want waar daar genade is daar vryheid, as daar genade is daar hoop, en as daar hoop is daar geloof, en as daar geloof is alles moontlik. Here, praat in my hart vanmôre, praat in my gees, bid so, in Jesus naam, Wil om te praat met jou, dat jou geloof kan nooit stagneer nie, jou geloof is voortdurend op soek, na wie se lewe dit kan val. As jy siek is, wat wil jou geloof doen? Vir die sieke bid. As hy nie die Here Jesus ken nie, wat wil jou geloof doen? Om aan Jesus Christus voorstel. As daar 'n krisis is, wat wil jy doen? Jy wil die Here Jesus laat bevestig in sy en haar se lewe. Ons is voortdurend op soek na wat? Om die Here se naam groot te maak, om te bevestig dat Jesus die Here is. Want daar is 'n werk wat jou geloof wil werk, en dit is voortdurend in jou agterkop gesetel. En dit is Markus 16, wat Jesus kom en hy sê, in my naam sal julle duiwels uitdryf, in my naam sal julle die nuwe tale spreek, julle sal slange opneem, en as jy iets dode drink, sal dit julle geen skade doen nie, en julle sal hand op die siekes lê, en hulle sal gesond word. Ek en jy wil die woorde van Jesus uitroep. Daai geloofswoorde wat sê, alle dinge is moontlik. Maar by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dit is waar ek en jou se verwagting, ons verwagtings lê, dat alles is moontlik. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het, wat kan hy nie doen nie? Hy kan alles doen. Deur hierdie woord het ons gesien hoeveel goed hy gedoen het. Hy het onmoontlike goed gemaak. Amen. Dis die Here wat ek en jy aanhang, wat ons agteraan beloop, en hy wil daai en hy het daai goed klaar vir my en jou gegee. Ek en jy moet hierdie werk van die geloof moet ons begin beoefen sodat ons kan bekom alles wat hy in ons harte inplaas. Wat ook al jou aandag het, sal groei. Skenk toe Petrus Jesus sien, toe kon op die water loop. Toe die golwe sien, toe sink hy. Dit wat my aandag het, bring ook 'n geweldige invloed in my lewe. As ek voortdurend iets kyk, beïnvloed dit hoe ek dink, beïnvloed hoe ek praat, en dit beïnvloed hoe ek my lewe begin hanteer. En die Here wil jou en my se aandag hê, sodat hy ons kan beïnvloed. Onthou net, jy is 'n persoon met gewoontes. Jy dink jy het nie, maar jy het. Die manier hoe jy die Here dien, jy moet daarna kyk. Want dit vat jou in 'n comfort zone in. Jy is so gewoon, dis net so hoog jou hand gaan. Jy is net gewoon, dis wat jy doen. En dan wat ek vir jou sê, in hierdie hele proses, wat gebeur eintlik? Jy word lei. Jy word lei om jou ander hand op te steek, om iets meer te doen, bietjie jou stem te verhef, bietjie te dans voor die Here, bietjie die naam van die Here aan te kan roep, want jy's in 'n comfort zone, jy's in 'n patroon hoe jy goed doen. As jy bid, ek vir jou vertel, as jy dieselfde goed week in week uit bid, beteken jy's in 'n gewoonte, niks verander nie. Dieselfde gebed, dieselfde rympie wat jy sê, wat sê dit vir my, jy's lei. Ja, daardie, dat jy nie ander goed bid en ander goed deel maak van jou gebedsplan, dit beteken jy lei geword. Want jy is in 'n patroon. En dis waar die vyand, onthou jy, elke keer, jy kan maar gaan kyk, elke keer as jy iets bygelas het binne jou gebedsplan, hoe opgewonde was jy nie?
Jy het iets gehoor en jy sê, ek skryf dit neer, want ek wil dit onthou. As ek gaan bid, dit en jy kan amper net wag om by dit uit te kom. Hoekom? Want dit is iets niks. Want hoekom jou geloof soek voortdurend na die nuwe dinge? Dit is om nuwe wyn in ou sakke te gooi. Jy soek die heerlikheid van die Here, maar jy het nie verander nie. So jy moet gaan kyk. Jy sal sien as 'n kind van die Here, as jy dieselfde goed doen, jy word later lei. Jy word 'n leikind van die Here. Jy bly net waar jy is, want jy's in 'n comfort zone. Ons sukkel. Want ons wil nie verander nie, is dit nie. Want as ek vir jou sê, jy moet verander, beteken jy moet nuwe goed in jou lewe inbring. Jy moet jou manier van gebed verander. Ek Saterdag môre sê ek vir die mense, as jy sê, Here, U is goed, vra jy jouself, hoekom sê jy hy is goed? Want jy moet jou gedagte so, Here, U is goed, U is goed, U is goed. Maar my gedagte ek moet die hond kos gegee, ek moet die hoenders gevoer, ek moet dit gedoen het, by die patroon lê net daar, dis net woorde. Maar as ek myself begin vra, hoekom sê ek hy is goed? Dan kom daar 'n verandering, okay, hoekom sê ek hy is goed? Dan begin wat die Heilige Gees ons bring hy skrif, herinner jou, amen. Maar wat doen jy? Verander jou patroon. En jy kan sien as jy begin bid, hoe honger raak jy. En dan kan jy ook in dieselfde tyd sien, hoe min jy eintlik weet van hom, is dit nie? En wat wil ons hê? Ons wil deur die Gees van die Here gelei word. Hoekom? Want hulle is die seuns van God. Daarom behoort ons moet kyk by daai, ek sien nou dat iemand staan met 'n slang se vel in sy hand. Lank is die slang, die vel. Wat sê hy eintlik vir jou? Die slang het ontslaag geraak van daai vel. Hoekom? Want die vel pas hom nie meer, hy het gegroei. Hy het verander. So moet ek en jy by 'n punt kom en ons ou velde afgooi, nee. Ons moet verander, ons moet dan sê, word vernuwe deur die Gees van die Here. Kry nuwe goed waarmee jy besig raak. As jy gaan bid, kyk na jou gebedsprogram en vra jouself, wat kan ek nuut maak? Wat wil ek verander? Want anders onthou jy nie meer die grootheid van God. Jy dieselfde skrifte bid jy. Ons moet verander sodat wat nuwe wyn in nuwe sakke kan kom lê. In Johannes 19 lees ons van Saggeus. Hy was 'n kort man. Wat weet ons van kort mans? Hulle kan bome klim, né? Ja. En hy is weer hier. Tax collector. En dan kom die volk en dan sê hulle hom die Fariseërs vra, maar hy het dan by 'n sondige man ingegaan. En dit is so maklik dat hulle vergeet waaroor die hele ding eintlik gaan, maar Jesus kom en herinner hulle, hy bring hulle terug. En hy sê vir hulle, is hy nie 'n seun van Abraham? Is hy nie 'n seun van Abraham? Staan hy nie ook onder die heerlikheid van God? Het hy ook nie 'n verbond met God nie? Alles wat goed is en mooi, die seun van die Here is op sy deel. Amen. Soms vergeet jy wie jy is. Soms wil die vyand met jou werk dat jy vergeet wie jy is. Maar dan kom ek hou van daai, Jesus kom en hy herstel sy status. Jesus kom, hulle sê hy is sondaar, wat doen Jesus? Nee, hy is nie, hy is ook 'n seun van Abraham. Hy het ook die reg tot die verbond met God, tot die goedheid van God, tot die vreugde van God. Amen. En so baie keer loop ek en jy binne ons geloof en die duiwel is voortdurend, jy kan maar gaan kyk in jou hart en jou lewe. Voortdurend is die duiwel besig om jou in jou te werk, om teenoor God aanstoot te neem. Ja. So jy begin bid oor 'n saak en dit jy nie opgedaag nie, hy was nie goed nie, hy het nie meer geantwoord nie, die Bybel sê dit, maar hy doen nie dit. Waarom is hy besig?
Die duiwel is besig om wat met jou hart gebeur. Jy aanstoot moet neem teenoor die Here, né? En kort voor lank sien jy's kwaad vir die Here. En wat het van jou gebed God? Nou wil jy 'n onmoontlike ding vra. En nou as jy kwaad, dan kom jy nie daaruit nie, want jy dink God gaan dit nie vir jou doen nie. Want hy is heeltyd besig om jou te bypass. Hy sien ons ander mense en hy sê jy, waarom is jy besig? Die duiwel werk in jou wat te doen, aanstoot in jou. Nou kom Jesus en hy sê nogal in Lukas 7:23, geseënd is hy wat teenoor my aanstoot neem. Dus wat het met jou gebeur? Jy het jou uit die seën uitgehaal. Wat doen die duiwel? Haal jy uit die seën uit? Nou is jy kwaad vir die Here. Wat is die volgende waarmee die duiwel jou besig hou om jou geloof te dreineer? Met mense. Hy bitterheid wat ons het, daai onvergewensgesindheid. Die issues wat ons met mense het, is dit nie. Daai interne geveg waarmee jy besig is, soms met ander mense, die baie keer meeste met die kinders van die huis van die Here, is dit nie. Jy is besig, jy stort, jy kam jou hare, wat wil die duiwel met jou werk? Nou jy daai storie. Jy het al gesien, dit dag sommer net by jou. Jy sien sommer hierdie ou se gesig, en as jy hom sien, en dink jy, is dit nie? En die duiwel, kort voor lang, wat is jy? Jy het so geveg in jou verstand opgebou. En wat doen hy verder? Dan koppel hy sommer ander mense waaroor jy kwaad is. Hulle het goed 3 jaar terug gedoen of 'n maand terug, jy het al vergifnis gevra. Dan karring hy weer met jou op, want hy stuur jou op. Want onthou net jy nog wat? En jy kan maar gaan kyk. Baie keer is dit in die begin van sê, Here, ek moet hierdie vir jou vra. Here, ek moet bid dat jy vir my 'n wonderwerk doen. En kort voor lank dan sien jy vergeet waarmee jy besig is. Jy moet eintlik vir God gevra om 'n wonderwerk te doen, dat die Here sal ingryp in 'n saak. Maar hier kry jy jouself besig met wie? Ander mense. En die bitterheid en die onvergewensgesindheid en jou harte. Ja, gesien as jy met ander mense dink, jy is hard met hulle. Daar bestaan nie ding soos by jou vir genade nie. Wat sê jy? Gee genade. Wat is die derde ding wat die vyand doen? Hy kan praat met jou oor jou. Jy gaan dit nie maak nie. Jy is nie goed genoeg nie. Die Here gaan jou nie hoor nie. Jy sal niks word in hierdie lewe nie. Werke jou. Ja. En wat doen jy? Jy skei jouself uit. Ja, dan gaan die Here my ook sê nie hoor nie, want ek is worthless. Die Here sal my nie hoor nie, want ek is niks nie. Die duiwel werk jou, en hy werk jou, en hy werk dat jy nader nie is glo dat God 'n wonderwerk kan doen, want jy dink heeltyd ek kyk nie doen. En dis in daai oomblikke wat jy moenie lui wees en agter die goed aanloop nie, maar 'n oomblik sal neem en wat doen? Jou status herstel. Wat is jou status? Hy het gesê, jy is 'n kind van God. Amen. Jesus kom in Johannes 1:12 en hy sê, en almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Onmiddellik, as jy daar gaan stilstaan en sê, weet jy wat, hierdie goed het niks met my te doen nie. Ek is 'n kind van God. Wat sê jy vir jouself? Ek het 'n verbond met God. Amen. Ek kom onder die verbond met die bloed van Jesus Christus. Ek is sy kind. En elke belofte is wat ja en amen. En dan begin daai goed werk. En elke naam het hy vir my gegee sy naam te gebruik. Hy sê in my naam sê jy hom seker. En dan as jy vir my vra sal ek vir jou doen. Dan kom al daai goed by jou toe op. Hoekom? Want dis die beloftes van God. Maar as jy toelaat dat jou gedagte rondhardloop en jy neem aanstoot teenoor die Here en jy is net besig met mense en jy sê altyd dat jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nooit iets word nie. God wants to make something great of your life. Amen. There's a nobody, but he wants to make you a somebody. Maar hy kort jou.
om daar goed te praat, om te stop en te sê, weet jy wat, hierdie voeg niks aan my geloof by nie, dit vat my verder, ek het aanstoot geneem van die Here, die Here sê, geseënd is hy wat nie aanstoot neem nie, so wat wil ek hê? Ek wil die seën terug hê, ek wil die guns van God terug hê, so wat doen ek? Waarna begin ek soek? Ek begin soek na die woord van die Here. Net soos Jesus Saggeus se status verander het, van dat hulle dink jy sondig en jy's in 'n krisis en niks goeds kan met jou gebeur, stop jy en jy sê ek is 'n kind van God. Hoekom by daai oomblik kom jy en jy besef dat dit wat die vyand vir jou beplan, kan God verander tot jou voordeel. Want jy's geseën. Die vloeke oor jou is gebreek. Die juke is gebreek. Jesus het 'n deur oopgemaak, dis moes die voorhangsel geskeur dat jy kan inkom. Hoekom? Want jy's 'n kind van God. Jy het 'n naam ontvang bo elke ander naam. Amen. In Markus 2 praat hulle van die verlamde man wat hulle deur die dak in die huis gebring het. En dan vra Jesus 'n vraag. Hy sê, wat is makliker om te sê? Want hulle het aangegaan word. Wat is makliker om te sê, staan jou sondes vergewe, of staan op in doop? Wat is makliker? As hy dan sê, wat is makliker, en vir hom was al twee om te ewe, dan moet dit mos wees, dat iewers moet daar iets wees wat moeilik is. Want onthou, wanneer ek spreek, ek is die profeet van my lewe. My liggaam, my kop volg, wat uit hierdie mond uit van my kom. Waarvan my hart vol is, begin my mond praat, nee. En ek begin volg, ek begin glo wat ek sê, ek begin agter die goed aanloop. As Jesus dan sê, wat is maklik om te sê, wat sê jy dan? Jy sê, met ander woorde, as jy sê, dit gaan nie goed met ons gaan dit nie maak nie, sê ek vandag vir jou, dis wat jy spreek. Jy begin glo, dit gaan nie goed gaan, jy begin glo, jy gaan dit nie maak. Jy begin glo, God kan niks vir jou doen. Ons hoor ons mense sê, ek is siek, dan maar seker dood gaan daarmee. Nee, hoekom? Want jy praat die goed. Jy praat die goed. Jy praat jou eie ongeluk. Jy praat jou eie ellende. Jy praat jou eie siekte. Jy praat jou eie toestand, waarin jy jouself sien. Wat is makliker om te sê? Wat sê Jesus? Wat is onthou net, wanneer jy met geloof werk, is geloof maklik om te sê. Hoekom? In geloof hoor die woord van die Here. Amen. En wanneer jy die woord van die Here spreek, is dit makliker. So genesing is maklik om te spreek. Verlossing vir jou is maklik om te ontvang. Wat is maklik? Want geloof verander die moeilike goed na maklike goed. Wat? Jesus genees mense. Nou is hulle in 'n krisis. Nou vra hulle maar, hoe is dit moontlik? Wat sê Jesus? By mens is dit onmoontlik. Dan draai die hele ding om en hy sê, maar by God is alle dinge moontlik. Hy verander daai hele ding. Elke keer as iemand, Jesus met iemand genees het, wat was vir hom gespreek? Maklik of moeilik? Maklik. Hulle spreek moeilike goed. Hy spreek maklik. Want geloof het nie struikelblokke. Want dit is limitless. Want geloof, faith is the mind of Christ. En wat was Christus se gedagte? Alles is moontlik. Hy het nooit gekom en gesê, sorry, nee. Ag Jesus, die skrif het was so, in die Engels sê het gethrol. Die vrou kom, en hy praat met haar oor broodkrummels, né? En haar dogter is deur 'n demoon aangeval. En hy sê, daai kind is nie daar nie. En hy sê, jou kind is gesond.
verstaan jy dat afstand niks te maak? Want geloof sien nie struikelblokke nie. Geloof sien God se hand. Geloof sien die woord. Geloof sien God se werk. Daarom as jy in 'n krisis gaan en goed gaan verkeerd, stop 'n oomblik en herinner jouself, wie is jy? Jy's 'n kind van God. Amen. Ek's 'n kind van die Here en daarom kan goedheid en guns my volg al die dae van my lewe. Blydskap is myne, vreugde is myne, oorwinning is myne. Dit hang nie af van hom nie, dit hang van my. Wat spreek ek? Wat is makliker vir jou? Ek wil net vir jou sê, bitterheid. Dit is moeilik om bitterheid te spreek. Dit is moeilik om iemand te haat. Dit is moeilik om teen iemand iets te sê. Dit is moeilik. But if you love them, dit is die maklikste wat jy kan doen as jy iemand lief het. Jy hak hulle en jy vergewe hulle en dit maak nie vir jou saak. Amen. Want jy sien nie meer die drama nie. Want God het jou kop verander. Al wat jy sien, is dat hoekom wil jy? Dat iemand kom, hulle kan, kyk as, jy het seker by iemand se doodbed al gestaan. Wat gaan in hierdie brein van jou aan? Jy gee nie om wat hulle vir jou sê, jy worry nie. Wat is in jou kop? In die naam van Jesus Christus, maak hy siekes gesond. Ek wil vir jou sê, dit is limitless, dit is awesome geloof. Amen. Want daar is nie, daai siekte het nie hou vas op jou geloof nie. Daardie omstandighede het nie hou vas op jou jy is nie. Jy is vry van daai goed. Amen. So wat is vir jou makliker om te spreek? Om te stop en te sê, ek's 'n kind van die Here en al hierdie goed breek ek en in die naam van die Here sal goedheid en guns my volg. Die Here is met my, sy genade is vir my. Dit wat die duiwel vir my beplan vir skade, sal God omdraai tot my voordeel. Dat hy sal my seën. Hy sal my aanraak. Want hy het klaar woord gespreek oor my lewe. Amen. Ek het klaar 'n verbond met God. Wat is ek? Ek is 'n kind van die Here. En net goedheid en guns sal my volg. O, maar jy's onder 'n vloek. Nee, ek is nie onder 'n vloek meer nie. O, maar jy dit en daai mag vergewe hulle nou. Hoor jy hoe vinnig werk die woord? Daai ou kom op en dink, "Jesus, ek hou nie van dit." Maar wat doen jou geloof? Gryp die woord en vergewe man. Vergewe! Here, hulle vergewe, maak hulle los. Wat het dit aan my gedoen? Here, dit wat hulle skade met. Bid ek dat U my sal seën in hierdie area van my lewe. Dit verander die hele prentjie. Want jou geloof begin werk. Want jy ontwikkel wat? The mind of Christ. Amen. En dis wat God jou wil hê. Sodat dit wat jy kan begin spreek, jou lewe kan begin vul en ander mense se lewens vul. Oor die goedheid van Jesus Christus. Daarom wat hy sê, en almal wat in hom glo, elkeen, nie almal nie, elkeen, nie almal, wil ek vir sê, sorry, elkeen, nie almal, elkeen. As jy elkeen is, jy gryp nie aan, wat sê die woord vandag vir jou? Wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Wat spreek jy vanmôre? Wat sê jy? Sê die duiwel vir jou, jy gaan dit nie maak nie, sê die duiwel vir jou, goed gaan nie vir jou uitwerk nie. Maar wat sê die woord? Wat sê geloof? Wat sê God vanmôre vir jou? Eerstens stop jy en jy vra, wie is ek? Want onthou net, my status moet ek verander. Ek moet my status verander, want ek moet weet wie ek is. Want as ek nie weet wie ek is nie, het ek moeilikheid, dis dit nie. Ek is 'n kind van die Here, wat sê dit vir my? Ek behoort aan hom. En as ek hom behoort, beteken, hy is ons dan nou in my. Want ek het hom aangeneem as my saligmaker. En dan kom die woord, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En ek loop met hierdie gedagte, dat die genade van die Here is op my. Die seën van die Here is op my, genesing is op my. By dieselfde woord, vra die Heilige Gees,
Geef my woord, geef my woord oor hierdie ding. Dat die woord my kan kom verryk, is dit nie? Ja. Maar is net, ek vir jou sê, sekondes, dan draai jy skeef my man. Sekondes, dan ry die duiwel jou soos 'n surfboard, sekondes. En jy besef dit nie, tot jy in hierdie midde van die bitterheid en die seer en die onvergewensgesindheid en jy is kwaad vir die Here en jy dit bitterheid teenoor hom, dat jy voel hy het nie om jou reg gedoen nie. En hy vat alles van jou weg. As jy net daai oomblik kan kom en net sê, stop, ek stop hierdie ding. Ek is 'n kind van God. Wat hy ook al beplan het vir my skade die duiwel, roep ek dat die Here vir my bevoordeel. 'n dubbele seën. Amen. Nou by verwagtinge in hom ek sal nie teleurgesteld wees meer in my verwagtinge. Onthou net, teleurstelling maak jou lui as 'n kind van die Here. Want die wond is so groot. Maak jou lui. Hoekom ek daar uit my woord te kom rondtaan? Dit wat jy aandag gee, sal jou beïnvloed. Daar gebeur baie goed in ons wêreld, met ons lewens om ons. Jy hoor goed, dit gryp jou in jou hart. Mense naby jou, dit gryp jou in jou hart. En jy word ingetrek deur emosies, jy word ingetrek deur hulle woorde, jy word ingetrek deur die omstandighede. En jy staan op en soms daar en wonder, waar is God? Want jy's beïnvloed. Want dit het jou aandag gegryp. Die emosies het jou aandag gegryp. Amen. Dink aan daai verhaal toe Jesus, die vrou wat bloedvlek gehad het die Here gestop. Kan jy dink jy's in 'n krisis en dan moet daai vrou wat siek is, sy kan ons later gesond word. Jou kind is besig om dood te gaan. Is dit nie ons sê ons moes priorities hê? Ek meen, dood is groter as 'n siekte, kan maar. Ook in hierdie kant, hoor nie. Amen. Maar gewoon, wat is makliker om te sê? Maar wat vir my interessant is, toe hulle kom, en Jesus hoor hulle sê vir die pa, jou dogter is dood. Wat sê hy? Glo net. Glo jy. In die midde van hierdie krisis, glo net. Is dit nie awesome nie? Wat sê hy vir hom? Jy het gekom om my te vra, laat ek dit doen waarvoor jy gekom het. Is dit nie wonderlik nie? Maar wat doen teleurstellings? Maak jou dood nie binne, dat jy geloof nie wil uitreik en beter goed wil doen. Hy wat in hom glo, elke een wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Sal nie beskaam staan nie. Ja, ons beroep vanmôre die woord in ons hart, in ons gees, in ons siel. Ek wil eers kom stil staan, want ek sien dat ek drama om my. As goed wat gebeur in my lewe, daar's krisisse, as goed wat ek moet doen, en dit is so teleurgestel, maar vandag kom ek verander my status van ellendeling na kind van God toe. Van hopeloos na kind van God toe. Van woede na kind van God toe. Here, vergewe my dat ek aanstoot geneem het. En ek vergewe myself dat ek so maklik deur die duiwel beïnvloedbaar raak oor mense. En dis dieselfde mense waarvoor ek wil bid en wat ek wil lief hê. En God moet 'n wonderwerk doen, vergewe my. Maar vandag kies ek om 'n kind van God te wees. Maar wat doen 'n kind van die Here? Hulle spreek vry en vergewe. Here, ek erken vanmôre ek is 'n kind van U. Ek maak my weer vas aan U. En elke belofte in U is ja en amen. Al my hartsbegeertes, al my verwagtinge in die lewe, dat dit nou bevestig sal word. En ek dank U daarvoor. Amen.